Nadat Nebukadneser dood is, het Daniël verder in hoë posisies in die regering aangegaan, onder Belsasar en onder Darius. Die ondergang van die Ryk van Babel het nie in Nebukadneser se leeftyd plaasgevind nie. Dit het eers plaasgevind in die tyd van Belsasar. Belsasar was 'n opvolger van Nebukadneser en ons weet uit buitebybelse bronne dat hy 'n kleinseun van Nebukadneser was. Terwyl daar nog by Nebukadneser eerbied vir God was, die God van Israel, het dit by Belsasar heeltemal ontbreek. Belsasar was 'n baie rou heiden. Hy was baie goddeloos, hy was baie hoogmoedig. En onder die invloed van wyn het hy toe een aand beveel dat die goue en die silwer bekers wat Nebukadneser uit Israel se tempel weggevoer het, uit die Here se tempel, dat dit gehaal moes word sodat hulle almal daaruit kon drink. En hy het laat sy vrouens en byvroue almal daaruit drink, waarmee hy te kenne wou gee dat hy geen eerbied vir die God van Israel het nie. Hy het eintlik daarmee openlik 'n bespotting gemaak van alles wat vir Israel en dus ook vir God heilig was. God laat hom nie bespot nie. En terwyl hy besig was met sy partytjie, het daar 'n hand teen die muur verskyn, wat in die roet bo aan die fakkel geskryf het, en die koning kon niks verstaan nie. Niemand kon iets daarvan lees nie, en toe het die koningin aangedring dat hulle vir Daniël moet gaan haal, want sy was seker hy kan die uitleg gee. Wat ook so was. Die koning het gesê dat hy Daniël ryklik sal beloon as hy daardie skrif kon uitlê en lees. Daniël het die beloning van die hand gewys. Maar hy het Belsasar baie skerp verwyd dat hy goed geweet het dat God nie hoogmoed verdra nie. God het die hoogmoed van Nebukadneser al gebreek, maar hy het hom nogtans verhef nou daarin, omdat hy God openlik getart het deur sy heilige voorwerpe op so 'n onheilige manier te laat gebruik by sy partytjie. Wat dit eintlik op neerkom was dat hy vir hom gesê het, die Here het aan jou geopenbaar dat hy steeds daar is. En God het geskryf, mene, tekel, oeversin. Dit beteken getel, geweeg, verdeel. Dit wil sê, God het Belsasar se koninkryk getel. En hy het homself geweeg. En nou maak hy 'n eind aan hierdie Belsasar wat te lig bevind is, se koninkryk. Sy koninkryk word nou aan die Meders en aan die Perse gegee. Nou, Belsasar het toe dadelik vir Daniël 'n koninklike kleed aangetrek en hy het hom 'n goue halsketting omgehang en hy het hom verhef tot derde in rang in sy koninkryk. Maar dit alles het niks gehelp nie, want Belsasar het nog steeds gemeen dat Babel oninneembaar was, en daardie selfde nag het Babel geval. Kores, die koning van die Perse, het Babel ingeneem en Belsasar doodgemaak. Daniël het onder die heerskappy van die nuwe dinastie steeds in aansien gebly, 'n baie geëerde man deur hulle. So wys dit maar dat die glans van die wêreldmag van Babel 'n baie kort tydjie geduur het. Darius was die koning wat nou daarna gekom het. Niemand is seker wie hierdie koning Darius is, oor wie die boek Daniël hier skryf nie. Al wat ons lees is dat Darius in sy ryk 120 provinsies gehad het, en dat hy 120 goewerneurs-generaal aangestel het om hierdie provinsies te beheer.
En oor hierdie klomp provinsies het hy 3 ministers aangestel, en een van hierdie 3 ministers was dan nou Daniël. Daniël was toe reeds op 'n baie hoë leeftyd. Maar al was hy 'n ou man, het hy nog steeds sy werk so verrig, dat die koning 'n baie groot genoeg in hom gehad het. Hy was die een wat moes sorg dat die koning nie skade ly nie. Hierdie hoë posisie wat die Jood Daniël bekleed het die ander amptenare baie afgunstig gemaak. En hulle kon hom op geen onreëlmatigheid of wat ook al vasstrap dat hulle hom uit sy diens kon verwyder nie. En toe het hulle 'n baie sluwe plan uitgewerk. Hulle het na Darius toe gegaan en vir hom gesê, hy moet 'n gebod maak. En onthou nou, die gebod van die Meders en die Perse mag nie herroep word nie. Hy moet 'n gebod maak dat die Meders en die Perse vir 30 dae lank net die koning alleen mag aanbid. Hulle het mos nou geweet, Daniël gaan op vaste ure, en maak hy sy venster oop wat Jerusalem toegewys het en aanbid hy die Here. 3 maal per dag. Omdat Daniël hom nie gesteer het aan hierdie vyande van hom nie, het hy voortgegaan om hierdie wet wat nou deur Darius onderteken was, te oortree, 3 maal per dag. Hy het geweier om aan God ongehoorsaam te wees, omdat hy dan nou menslike wette wat teen God ingaan, gehoorsaam is. En ook selfs hierdie dreigement dat hy in die leeukuil gegooi gaan word, het hom nie afgesit nie. Terwyl hy gebid het, het sy vyande ingestorm om terwyl hy gebid het gevang en hom voor die koning laat verskyn. Die koning het probeer om Daniël te red, maar die vyande het die koning daarop gewys dat hierdie wette nie verander mag word nie, en Daniël is toe in die leeukuil gegooi. Met Darius se wens dat mag jou God wat jy aanbid jou beskerm. Darius het dus iewers gedink dat Daniël se God wel die mag het om dit te doen. Die Bybel verhaal dat Darius daardie nag geen rus gehad het nie, hy kon nie eet nie, hy kon nie slaap nie. Aan die ander kant was Daniël vol geloofsvertroue en doodrustig tussen die leeu's. Hulle het hom geen kwaad aangedoen nie. Vroeg die volgende môre is Darius toe na die leeukuil toe en hy het geroep, vir Daniël gevra, kon jou God jou beskerm? En Daniël het vir hom gesê ja. En toe het Daniël uit die leeukuil laat optrek en hy het al Daniël se vyande in die leeukuil ingegooi. Darius het self hierin die hand van die Here erken en hy het die God van Daniël geprys. Ten opsigte van Daniël se profesieë nog net enkele aanmerkinge. Daar was 'n hele aantal profesieë van Daniël opgeteken in die boek Daniël. Daar is van daardie profesieë wat in ons tyd nog steeds in vervulling gaan, omdat dit ook die eindtyd raak. Maar die hoofdoel van al Daniël se profesieë is om die hand van God in die wêreldgeskiedenis te wys, en dat die Messias in die Here se hantering van die geskiedenis 'n sentrale plek inneem.